Goeiemôre, dit is Sondag die 16de Maart. Baie welkom by NG Gemeente Skotbury. Vanoggend kom ons prediking uit Lukas 13 vanaf vers 31 tot 35. Ons tema is God beweeg verby alle struikelblokke. Mag julle saam met ons, waar jy ook al saam luister, God se nabyheid, sy teenwoordigheid en sy liefde beleef. Dit is lekker om as gemeente saam te kom, om saam te kan sit in die banke en saam te sing, saam te kan skouers skuur en saam koffie te drink. Maar het is ook wonderlik om God se woord te hoor en te weet, dat deur sy gees is ons een met sy kerk, deur die eeue, oor die wêreld heen, vandag en môre. Ons begin uit Psalm 91, waar die Here sê, julle sal my aanroep, en ek sal julle antwoord. Ek sal by julle wees in julle nood. Ek sal julle red, en aan julle eer gee. Met 'n lang lewe sal ek julle versadig. Ek sal julle my verlossing laat ervaar. Dis 'n voorreg om jou te groet in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Weet dat God vir ons, vir jou, genade en vrede gee. Amen. Ons gaan vanoggend gesels oor God wat verby alle struikelblokke beweeg. Tweede Sondag van Lydenstyd. En in die teks wat ons vanoggend gaan ons lees van jakkalse. Nou jakkalse was vir die Jode 'n duidelike simbool van drie goed. Dat dit 'n vreeslike sluwe dier is, en dan uiteindelik ook 'n sluwe mens. Tweede, dis 'n dier wat baie verwoesting gesaai het, wat baie skade maak, veral vir skaapboere. En dan was dit ook die simbool van 'n mens wat regtig niks werd is nie, totaal en al onbenullig is. Nou, ons in Afrikaans is ook maar uiteindelik so, ons maak ons kinders van kleins af anti-jakkals groot. Ons vertel vir hulle die stories van jakkals en die wolf. Ons leer hulle die gediggie waar jakkals vir gansie vir ete nooi. Daar is die volksverhaal van hoekom het 'n dassie nie 'n stert nie, omdat jakkals hom verneek het en hy sy stert verloor het. Nou as ons in die wêreld gaan kyk, gaan dit eintlik nie so sleg met jakkalse nie, of jakkalse is nie sulke slegte diere nie. Ons hou partykeer jakkalse aan vir troeteldiere, bakkoorjakkalsies, hierdie kleintjies hier onder, baie oulik, vreeslike vrolike diertjies. Die een wat die pes is uiteindelik die rooi jakkals. Hy is die een wat skape vang, wat selfs klein kalfies kan vang. Hy is die een wat groot skade maak. Dan is daar nog twee ander jakkalse. Die wit jakkals, of die wit kwasjakkals, hy het so wit punt op sy stert. Hy is die een wat eintlik glad nie skade doen nie. Eet insekte, klein diertjies, voeltjies en muise. Dis hulle wat eintlik goed is vir boere, en veral vir die graanboere, om te keer dat die muise hulle oeste opvreet. En dan is daar die silvervos, wat nogal baie lyk soos die bakkoorjakkalsie. Baie oulike dier. Soms dink mense dat hy ook skaaplammetjies vang. Hy is baie lig, so hy kan net 'n pasgebore lammetjie omtrent vang. Maar ons gaan sien in hierdie gedeelte waar Jesus ook dan nou vir Herodes 'n jakkals noem. Voor ons daar kom ons bid saam. Hemelse Vader, as ons stil word rondom u woord, as u gemeente, sê ons dankie dat ons weet u self teenwoordig. Ja Here, u is waar u kinders is. U beloof dit in u woord. Dankie dat ons met daardie versekering en daardie wete kan loop dat u ons God is, ons Vader wat ons liefhet. Ons bid Here, as ons nou gaan saam Bybel lees, as ons saam daarna luister, dat ons u stem sal hoor. Dat u woord vir ons sal oopmaak deur die Heilige Gees, wat in ons harte en gedagtes werk. Here, ons gedagtes loop 'n tydjie rond, terug huis toe, dit wat ons vanmiddag wil doen, ja, dalk so ons gemeente braai vanoggend na kerk. Here, dalk goed waaroor ons bekommerd is, ons kinders, ons kleinkinders. Gee vir ons rustigheid in ons harte, stil ore om u te hoor. Spreek Here, u kinders luister. Amen. Lukas 13 vanaf vers 31. Jesus se klag oor Jerusalem.
Juis op die tydstip het sommige fariseërs vir hom kom sê, gaan weg, vertrek hiervan, want Herodes wil u doodmaak. Maar hy antwoord hulle, gaan sê vir daardie jakkals, kyk, ek dryf vandag en môre nog demone uit, en ek maak mense gesond, en op die 3de dag bereik ek my doel. Maar ek moet nog vandag en môre, en die volgende dag verder gaan, want dit kan nie gebeur dat 'n profeet buite Jerusalem omkom nie. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak, en die stenig wat na jou gestuur is. Hoe dikwels wou ek jou kinders by mekaar maak, soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke, maar julle wou nie. Kyk, julle huis word verwoes agtergelaat. Ek sê vir julle, julle sal my beslis nie weer sien, totdat die tyd aanbreek dat julle sal sê, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Net tot sover wat ons vanoggend gaan lees. Ons ken hierdie verhaal baie goed. Jesus wat op reis is na Jerusalem toe, Jesus wat uiteindelik naby Jerusalem kom, mense wat op die pad staan en palmtakke swaai en sing Hosanna, geseënd is die een wat in die naam van die Here kom, dan later wat omdraai en sê kruisig hom. En dan weet ons, op die 3de dag staan Jesus uit die doodheid op, oorwin hy die dood. En dis die verhaal wat ons in die evangelie oor vertel, hierdie verhaal van die 3de dag. En terwyl Jesus op pad is na Jerusalem toe, op pad is na Paasnaweek toe, Goeie Vrydag, Opstanding Sondag, dan kom die boodskap van die fariseërs, dat hulle vir Jesus sê, gaan terug. Dat hulle vir Jesus eintlik wil stop. Weet nie of hulle hom wou waarsku, omdat hulle bang was vir 'n oproer, of omdat hulle regtig besorg was vir hom nie. Maar hulle wonder, en hulle sê tog vir hom, gaan terug. Dit terwyl Jesus spreek, siekes gesond maak, by mense inloer. En die verskoning wat hulle gebruik, hoekom Jesus Jerusalem moet vermy is, want Herodes Antipas wil hulle doodmaak. Herodes, wat koning was in daai tyd, is die een wat vir Jesus dan wil doodmaak. Hoewel hulle dit self ook beplan het, sê die evangelies vir ons baie duidelik. Jesus antwoord hulle en hy sê, maar Herodes Antipas is 'n jakkals. Onthou wat die Jode gedink het van 'n jakkals? Sluwe dier, een wat vernietig, 'n mens wat nutteloos is. En Jesus sê nee, sy opdragte kom van God af. En hy sou nie sy werk met een dag korter maak, net as gevolg van 'n jakkals, of om hom tevrede te stel nie. Hierdie struikelblok sal hy oorkom. En dan gebruik Jesus 'n ongelooflike mooi beeld van 'n hen en haar kuikens, oor hoe God uiteindelik voel oor sy kerk, hoe hy voel oor Jerusalem, hoe hy voel oor sy volk, hoe hy voel oor mense. Ongelukkig is daar ook 'n stukkie van hoe mense voel baie keer oor God. Daar was 'n gelykenis wat vertel van hierdie hen wat eendag vir haar kuikens gesê het, en vir hulle mooi verduidelik het, sê kinders, as daar gevaar kom, soos die jakkals, dan moet julle na my toe hardloop, onder my vlerke inkruip, en ek sal julle beskerm. En hierdie kuikens het in 'n koor gesê, ja mamma, maar van die kuikens het gevoel, as die jakkals kom, gaan hulle vir 'n fale hardloop. Mamma sal hulle nie kan beskerm nie. En so waar, 'n paar dae later, toe kom die jakkals, son het skaars net 'n nes gemaak en gaan sak. Toe kom jakkals by die hoenderhok aan. En mamma hen sprei haar vlerke wyd oop, en kloek, dat haar kuikens nader kom. Julle klomp kom kruip dadelik onder haar vlerke weg, maar so 'n paar kuikens dink hulle is vinniger en beter in hulle hol. En net daar vreet die jakkals hulle op. En die jakkals stap na mamma hen toe, en hy sê vir haar juis volgende, en net daar buite hy haar dood. Maar jakkals was so dik gevreet in die kuikens, en moeg agter hulle aangehardloop, dat hy besluit, hy gaan nie nou hierdie hen dadelik eet nie. Hy sê, ek sal haar en die res later kom eet, ek gaan eers nou 'n bietjie slaap. En hy slaap so lekker van hierdie baie kos, dat hy eers 3 dae later word. En toe sy honger, baie lus vir nog kuikens. Maar toe hy sy oë oop uitvee, skrik hy om boeglam, want reg voor hom staan mamma hen. Sy was toe nooit dood nie, voor hom springlewendig.
En hy besef, hier moet hy wegkom, want hierdie hen gaan vir hom beet kry. En van toe af het hy nooit weer naby mamma hen en haar kuikens dit gewaag nie. Hy het geweet, hy soek maar net hierdie kuikens wat nie onder haar vlerke skuil nie, hierdie wat los rondhardloop. Jesus is daardie hen wat die jakkals oorwin, wat ons elke dag beskerm. Belangrik dat ons naby hom bly, onder sy vlerke inkrim. Al wat Jesus sê van Jerusalem, hoe dikwels wou ek jou kinders by mekaar maak, soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke, maar julle wou nie. Nou word die stad aan hulle self oorgelaat. God oorkom in hierdie gedeelte 2 groot struikelblokke tussen hom en mense. Die eerste struikelblok is dat mense God se liefde verwerp. Dat mense die liefde wat God vir hulle het verwerp. Dat Israel sy profete verwerp. Dat Jerusalem vir God verwerp. Ja, uiteindelik sou Jerusalem vir Jesus Christus gekruisig het. Ons almal het al op 'n manier verwerping in die lewe ervaar. Daardie pyn wanneer jy vir iemand lief is en hulle nie vir jou terug lief is nie. Daardie pyn wanneer 'n kind iets leliks van jou sê, terwyl jy as ouer hulle eintlik net lief het. Of 'n vriend of 'n vriendin. Wanneer 'n meisie met jou uitmaak, of 'n kerel 'n ander meisie kry. Ja, selfs partykeer in egskeidings. Jesus sê van hierdie verwerping oor Israel. Ek sou julle so graag wou omhels, maar julle wou niks weet nie. En tog sê God, ten spyte van hierdie verwerping van mense, ten spyte daarvan dat mense hulle rug op God draai hy nie sy rug op ons nie. Dis wat Christus vir ons kom sê het, wat sy kruisdood vir ons kom wys het, wat ons in lydenstyd uiteindelik ook opnuut besef. God oorkom hierdie struikelblok van verwerpte liefde en doen nog steeds dit wat hy beplan. Red nog steeds mense, bring nog steeds vir mense verlossing. Vir my en vir jou. Die tweede struikelblok wat God oorkom, is sy eie intense liefde vir mense. Hy maak 'n plan as gevolg daarvan. En hierdie henbeeld verduidelik dit baie goed. In Yellowstone Park in Amerika was 'n paar jaar terug ongelooflike groot brande. En na die brand, alles uiteindelik geblus is, stap een van die natuurbewaarders deur die veld, moedeloos. En terwyl hy so stap, sien hy 'n verkoelde karkas van 'n hen. En hy skop het uit die pad uit, en skielik sien hy 3 kuikens spartel daar onderin. Hierdie moederhen se vlerke het hierdie kuikens teen die hitte beskerm. Ja, die hartseer was verder, het hy nog klein kuikentjies gesien wat doodgebrand het. Jesus aan die kruis gee sy lewe vir mense, dat mense kan lewe. Die hartseer is dat daar mense is wat nie hierdie kruis aanvaar nie, wat nie onder Jesus se kruis inklim en gered word nie. Barbara Brown sê, dis aangrypend om te besef dat wanneer 'n hen haar vlerke oopmaak, is sy uiteindelik kwesbaar vir die jakkals. En dis wat Jesus doen as hy figuurlik aan die kruis gaan hang. Hy sê, Herodes, daar die jakkals, en dit is uiteindelik die owerhede, Pilatus, wat hom laat kruisig, terwyl sy arms wyd oop is, hoop om mense nader aan hom te trek, hoop om te bewys dat hy sy lewe vir ons gee. Liefde is waarskynlik die mees identifiserende kenmerk van Christendom. Die vergewing van ander sonder dat hulle dit verdien. En dan sê iemand, die vraag moet wees, wat beleef mense, wat onthou mense wanneer hulle ons ontmoet het? Stap hulle weg en hulle onthou jou naam en jou oortuigings? Of stap hulle weg en hulle onthou jou liefde? Het ons lief soos wat Jesus lief gehad het? Leef ons daai intense liefde uit, liefde wat alle struikelblokke uit die weg ruim? Dr. A.J. Cronin is 'n skrywer, hy vertel na die Tweede Wêreldoorlog, skryf hy, van 'n familie, van was Adams, wat hulle deure oopgemaak het vir 'n oorlogsweeskind. Paul Piotrowski,
Alzey. Ja. En hierdie familie het reeds 2 kinders gehad, 'n dogter en 'n seun, 2 dogters en 'n seun, en hulle seun was Sammy. Nou, Sammy en Paul het onafskynbare vriende geword, maar Paul was maar stout en ongehoorsaam. En op 'n stadium gaan swem Paul in besmette water en hy word siek. En Dr. Cronin kom besien vir Paul by die huis en beveel aan dat hy in kwarantyne is, want sy siekte is hoogs aansteeklik. Maar Sammy het sy vriend gemis, sy stiefboetie, en sy een aand stilletjie by Paul gaan slaap, en toe kry Sammy dieselfde siekte, en uiteindelik gaan Sammy aan hierdie siekte dood, maar nie Paul nie. 'n jaar later, Dr. Cronin weer hierdie Adams familie besoek, en hy sien vir Paul, en hy stap na hom toe, en hy was so half kwaad en sarkasties, en hy skryf self, I said, "What's this Paul Pugh, whatever his name is doing here after what he did to your family?" En dan antwoord die pa, en hy sê, "Dr. Cronin, you won't have any more trouble with Paul's surname. You see, he's Paul Adams now. We have adopted him." God het ons aangeneem. Ja, selfs na ons sy seun se lewe gekos het. God het vir ons kom liefde bewys. Ja, selfs Herodes en ander mense se struikelblokke, mense se ongehoorsaamheid, kan nie God se liefde keer nie. Ons leef as kinders van God, of kinders van die derde dag, van die hemel op aarde. Mag jy so God se liefde beleef, leef, ervaar dat God ook die struikelblokke tussen jou en hom uit die weg ruim. Here, dankie dat ons in u genade kan leef, dat ons kan weet, u is 'n God van redding, 'n God van liefde, 'n God wat omgee en 'n God wat sorg. Mag ons Hemelse Vader as gemeente hierdie liefde beleef, maar in besonder ook uitleef na ander. Here, waar mense al begin lou raak het en vergeet het, en nie meer so oortuig is van die liefde nie, maak deur die Gees opnuut 'n brandende begeerte in hulle wakker om naby aan u te leef. 'n besef dat hulle, Here, onder u vlerke veilig is. As ons die wêreld ingaan, Here, dan bid ons vir wysheid en krag. Bid ons dat ons altyd sal onthou, by u is ons beskerming en by u is ons veilig, dat ons, Here, nie op ons eie sal probeer oor die weg kom en vir onsself probeer sorg en onsself probeer veilig hou en red nie. Gebruik ons as gemeente om hierdie genade van liefde ook uit te dra na ander. Here, ons bid vir die land waarin ons is, Suid-Afrika. Soveel misdaad, geweld, korrupsie, ons nuus is so vol daarvan. Here, gee dat mense wat voorgaan, leiersposisies is in ons regering, maar waar ook al, besighede, by die kerk, Here, by die skool, orals, dat hulle dit sal doen met opregtheid en integriteit. Dat ons mense sal wees wat eerbaar is. Ja, van die kleinste tot die grootste, van die onbelangrikste tot die belangrikste. Dankie dat ons kan bid en weet, u hoor, u verhoor, u is die God wat saam met ons leef en optree. In Jesus Christus se naam. Amen. Ons seën uit Psalm 91 van vers 9. Ja, die Here is my skuilplek. Onheil sal my nie oorval en 'n plaag sal nie naby my kom nie. Sy engele sal hy opdrag gee om my te beskerm op al my paaie. Op hulle hande sal hulle my dra, sodat ek my voet nie teen 'n klip stamp nie. Ek en jy, elkeen wat in God glo. Amen. Hang aan hier, halen vrede.